Goeiemôre familie Sentrum, kan ons saam staan, halleluja. Welkom in die huis van die Here, ons is hier om sy naam groot te maak, amen. Let your worship rise this morning. So Vader, dit is in die naam van Jesus, die een wat is, wat was en wat weer gaan kom, die onveranderlike God, Here, U bly dieselfde gister, vandag en tot in al in ewigheid, Here. Daar is niemand soos U nie, Here, en vanmôre is ons hier net om ons lof, ons hulde aan U te betoon, Here, Vader. Ons kan niks sonder U doen nie, en ons is dankbaar dat U ons uitgespaar het om vanmôre die voorreg te hê om in die huis van die Here te wees en om net U lof te besing, om dankie te sê vir wie U is in ons lewens, Here. Ons is hier nie omdat ons moet nie, maar ons wil hier wees
wees vanmorgen om U te eer vir wie U is, Here. Ons wil hierdie hele diens net oorgee in U hande vanmorgen, Here. Ek besef, Here, op niets, U is my saligmaker, U is my Heer, Here Vader, my koning, die rots op wie ek vertrou vanmorgen, Here. En ek wil net dankie sê vir wat U vir my doen, vir wie U is, en ek bid dat elkeen wat vanmorgen hier is, dat selfe sentiment het, Here. Ons wil dankie en eer gee aan die koning van die eeuwe, Here. Seën hierdie diens, Here Vader, ek bid dat die Heilige Gees sal vaardig word in hierdie diens vanmorgen, Here. Ons is diep afhanklik van U, Here. Ons wil niks uit onsself uitdoen vanmorgen, Here. Seën elkeen wat iets gaan doen vanmorgen vir U. Elke afdeling, Here, is geseën, Here. Ek bid dat elkeen wat ingeskakel is aanlyn, daar wil sit ontmoet met elkeen van ons vanmorgen, Here. Ek bid vir nuwe en vars ontmoetings, Here. Seën, Here, ons elkeen wat ons tyd vanmorgen uitkoop om my U te wees, Here. Dit is nie vir ons moeite nie, Here. Dit is lieflik in die teenwoordigheid van die Here, Here. Elke houvas, elke skans, elke plan van die vyand maak ons kragteloos nou. Ons breek sy mag. Hy het nie seggenskap nie, hy het nie houvas oor hierdie diens vanmorgen nie. U is welkom in ons midde, Here. En seën ons, Heilige Gees, lei ons in alle waarheid vanmorgen. Here, ek weet en ek kan vanmorgen sê, daar is krag in die wonderbare bloed van Jesus Christus, Here. En ek weet, Here, U is in staat om lewens te verander vanmorgen. Ons sal nie dieselfde uitstap soos ons ingekom het nie. Raak ons aan vanmorgen in die naam van Jesus Christus, die koning van die eeuwe. Ons loof U, heilig is U, Here. Vanmorgen besef ek, daar is niemand soos U nie, Here. Ons aanbid U vanmorgen. We're coming back to the heart of worship, where it's all about the King of Kings and the Lord of Lords. We honor You, we glorify Your holy name, for there is none like You, Jesus. Seën, Here, elkeen vanmorgen wat net hulle offers gaan gee vir U, Here. Ek bid dat U ons, Here Vader, om op mate net sal seën vanmorgen. Elkeen wat gaan saai, Here Vader, tiendes, offerande, seën hulle ook, Here Vader, op 'n bonatuurlike wyse, Here. Ek bid dat U die lof en aanbidding gaan seën, wanneer ons sing en bedien, Here. Ontvang dit, Here. Ons doen dit tot eer en verheerliking van U grote naam. Want ons weet, Here, alle eer behoort aan U, Here. Here, seën ons vanmorgen. Die wat met 'n swaar gemoed ingekom het, weet ek gaan verander die uitstap, Here. U maak dit ligter vanmorgen in die naam van Jesus. Seën ons en ons gee die diens oor in die hande met baie danksegging. Amen, amen, amen. Come on, enige vriende van God in die huis vanmorgen. Come on, He calls you His friend. Oh, 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 oh. Do it again. Whoa, oh, 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 oh. Let's do the verse, listen.
long time. We've been friends. Oh, for such a long time. We've been together. Me and Jesus, we're long time friends. Oh, it's such a long time. We've been together for a long time. We've been friends. Oh, for such a long time. We've been together. Me and Jesus, we're long time friends. For such a long time. We've been together. For such a long time. We've been friends. Oh, for such a long time. We've been together. Me and Jesus. Long. Spin it around. Hey. Oh, it's such a long time. We've been together. It's such a long time. We've been friends. Oh, for such a long time. We've been together. Oh, me and Jesus, we're long time friends. For such a long time. We've been together. For such a long time. We've been friends. Oh, for such a long time. We've been together. Me and Jesus, we're long time friends. Oh, daar is 'n vriend wat nader is as 'n broer. Daar's 'n vriend wat nog nooit teleurgestel het nie. Daar's 'n vriend wat sê ek het jou lief. Ek sal vir jou bakstel by jou staan tot aan die volëindiging van hierdie wêreld. Ek sal saam met jou loop al val jy 1000 keer sal ek jou optel elke keer. For such a long time. We've been together. Such a long time. We've been friends. Oh, such a long time. We've been together. Me and Jesus, long time friends. Oh, for such a long time. We've been together.
such a long time. We've been friends, oh, for such a long time. We've been together, for me and Jesus. We're long-time friends, oh, for such a long time. We've been together for such a long time. We've been friends, oh, for such a long time. We've been together, me and Jesus. We're long time friends. We're long time friends. Oh, hallelujah. Praise the Here. It's the presence of Jesus in this place. That brings life to my soul. Is the presence of Jesus in this place. Come to me. Come to me. Come on, church, sing it with us. Is the presence, is the of Jesus. Oh, that brings life. That brings life to my soul. Is the presence of Jesus, right here, right now in this place. Oh, come to me. Come to me. Come to me. Sing it again, it's the presence. For it's the presence, oh, of Jesus in this place. Oh, hallelujah, that brings life. That brings life to my soul, to my soul.
love your presence. I love your presence. This is where I want to be. I love your presence. I love your presence. Oh, oh, oh. I love you, Jesus. Church, I love, oh, I love your presence. I love your presence. I love your presence. I love your presence. For your presence is heaven to me. Oh, I love to be in your presence. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. I love your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Come on, sing it again, church. Your presence, Lord, your presence is heaven. Hallelujah to me. There's nothing like your presence, Lord, and your presence is heaven to me. Come on, I want to say it again. Your presence, your presence, oh, is here. Come on, sing it to him. To me, how lovely is your presence. Oh, your presence is heaven to me. Sing it one more time, one more time. Lord, your presence, yeah, is heaven to me. Join us now. Come, Jesus, come. Hier is ons midde, Heer. Enige iets kan gebeur.
He's here. Die Shekinah heerlikheid van die Here is hier. Hallelujah. To me. Here, U ontvang ons offer, hierdie wierookoffer wat opstyg na U toe, Here. Ontvang ons aanbidding, Here. Terwyl U beweeg van sitplek tot sitplek, Here. En elke ene ander raak op hierdie oomblikke, Here. Dankie vir U inwonende teenwoordigheid. Maar dankie ook, Here, dat U in ons midde is. Dat U teenwoordig is in ons midde, Here. Daarom prys ek U, Here. We are standing. And we are on holy ground. We're standing on holy ground. And I know that there are angels all around us. all around. As jy net jou geestelike oë kan oopkry en sien wat in die atmosfeer besig is om te gebeur. Oh, Jesus now. Jesus now. We are standing, for we are standing in His presence. Come on holy ground. Come on, lift your voices and sing it again. We're standing, for we are standing on holy ground. Hallelujah. And I know that there are angels all around. So let us praise. Oh, let us praise Jesus. Jesus now. We are standing, For we are standing in His presence on holy ground. Prys die Here. Kan ons die Here 'n lofoffer gee, familie? Prys die Here, hy is in ons midde. Hy is hier. Hy is, as jy dit glo, doen nog beter. As jy glo hy is in ons midde, sê halleluja. Halleluja. Sê prys die Here. Sê my siel, maak die naam van die Here groot. My siel verheug hom in die Here. Wat groot en wonderlik is hy. O, onbeperk is hy. Bonatuurlik, almagtig, soewerein, Here van die leerskare, koning van konings. Halleluja. Dis wie hy is. Ek sê, dis wie hy is. Dis wie hy is, halleluja. God almagtig. O, die heilige God wat lewe tot in alle ewigheid. Prys die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Een versie, Exodus 40, vers 34. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek. En die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. O Here. O Here. Die heerlikheid van God is hier.
En die Here, ek dankie vir 'n kerk wat dit lewe. Vader, wat toelaat vir die Shekinah heerlikheid van God om neer te daal en te manifesteer in ons midde. Vir baie mense is dit ongemaklik. Maar Heer, as jy is gewoond is om dit, is dit iets om aan verslaaf te raak. Ons kan nie sonder U lewe nie, Heer. Ons soek die heerlikheid van God. Want dis die heilige teenwoordigheid van die Here wat transformasie bring. Sal U kom en my lippe aanraak, Here. Ek wil bid, Here, terwyl hierdie atmosfeer gelaai is met U heerlikheid, nou Here, dat dit reg deur hierdie woord so sal bly. Vader, dat mense soos hierdie woord uitgaan, Here, dat mense bewus sal wees van U teenwoordigheid, want dis waaroor hierdie woord gaan. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. U kan U sitlik inneem. So, ek probeer regtig om by die gym uit te kom soveel as wat ek kan. Dis nou as dit nie reën nie en is nie koud nie. En jy weet, daar's iets wat ek merk wanneer ons kom by die gym. En dit is om die duurste tekkies aan te hê. En om Adidas of Nike of Under Armour klere aan te hê. Maak jou nie fiks nie. Maak jou nie gewig verloor nie. Maak nie dat jy spiere bou nie. Om net by die gimnasium rond te hang en daar te wees en te kyk vir die mense met jou diertekkies aan en jou Adidas of Nike of Under Armour outfit. Maak ook nie dat jy spiere bou, gewig verloor of fiks word nie. Jy moet betrokke raak. Jy moet op daai treadmill kom met daai diertekkies en daai klere. En jy moet jou hart se ritme opkry met 'n spoed. Jy moet begin sweet. Jy moet die gewigte optel tot jy begin bewe. Jy moet rondkruip op die vloer. Jy kyk die mense wat daar op die vloer lê, op daai mat, hulle maak die snaakse bewegings. Maar hulle doen dit vir 'n rede, want jou kor moet geoefen word en dan maak ons al hierdie vreemde bewegings hier op die vloer. So jy moet met jou tekkies, daai mooi tekkies van jou, en daai mooi hemp en daai mooi broek moet jy betrokke raak op die vloer. Begin sweet. Anders lyk jy mooi met jou tekkies en jou klere, maar daar sal geen verandering wees nie. 0. Jy gaan mooi lyk, maar jy gaan nie eina transformeer nie. En dis wat gebeur in die kerk soms. Vergewe my. Ons kom met die regte klere aan. Ons skoene is blink gevryf. Ons hang rond hier. Maar as jy nie gaan betrokke raak nie, gaan jy mis. Jy moet aktief betrokke raak in die teenwoordigheid van die Here. Jy moet hom soek met jou hele hart. Jy moet stil word en hoor wat hy sê. En op hierdie oomblik, soos jy daar sit, is jy besig om stil te word, om te hoor wat wil die Here sê, maar jy mag nie. Jy sit en net luister nie, jy moet reageer. Jy moet sê, ja, ek gaan dit doen, ek gaan dit so optree, ek gaan dit toepas in my lewe. Om in sy teenwoordigheid aktief te wees, jy raak bewus van hom en jy reageer op hom deur aanbidding. Jy bid in die Heilige Gees, want jy sien God se teenwoordigheid is nie vir toeskouers nie, vir soekers. Hoor mooi, ek weet hy's hier.
As jy 'n toeskouer is, gaan jy sê, hierdie mense is mal, wat gaan hier aan? Ek voel niks nie. Want jy is 'n toeskouer. Maar wanneer jy betrokke raak, en jy gee oor, en sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Dis wanneer jy betrokke raak en hoe jy kan reageer op sy teenwoordigheid. Maar hoor gou hier familie, dit bly nie net by die gym nie. Dit bly nie net daar nie. Gaan vra enige man wat goed lyk, wat sy spiere so staan, en die vrouens wat nou mooi goed lyk, wat in die gym tyd spandeer. Vra vir hulle, hoe kry hulle daardie liggaam? Hoe word hulle getransformeer? Deur een ding, dit is nie net by die gym nie, dit gebeur in die kombuis by die huis. Selfdissipline. Wat ek eet daar uit die yskas, dit kom met selfbeheersing wat ek eet by die werk tydens my lunchbreak, middagete. Selfbeheersing. Wanneer dit kom by die restaurante saam met vriende, om verby al die heerlike ribbetjies en hamburgers en al die vettigheid, heerlike slap chips en onion rings en al hierdie goed verby te gaan tot daar waar die bokblare is en die rooi tomatietjies met 'n ou hoendertjie wat hier 'n velletjie op het. Dan moet jy dissipline hê om te sê, ek gaan nie my vlees en my alles, ek soek 'n ribbetjie met chips en hy lekker sous. Gesmelte kaas met sommer allerhande lekker dinge, ek soek dit, maar nee, selfbeheersing sê, ek wil transformeer word, so ek kies blare. Noem my sommer bok van Blerk. En familie, dis hoe jy geestelik fiks word. Want dit is nie, hierdie is die gimnasium. Maar dit help nie, jy hang hier rond en ja, jy kan hier betrokke wees, maar om transformasie te sien, begin by die huis. Begin by die werksplek. Dit begin by selfdissipline saam met vriende, kollegas. Hoe jy optree, wat jy kies. Presies dieselfde. So, kom ons gaan na ons verhaal toe. Kom ons delf in hierdie woord in. Ek wil met u praat oor Eksodus 33 tot 40. En net so vinnig raak aan hierdie goed. Ek is eerlik met u. Ek weet nie hoekom het die Here hierdie woord vir my gegee nie. Maar Woensdag aand wat verby is, het ons 'n goddelike tyd in God se teenwoordigheid gehad. En selfs nou is ek bewus van hom. En ek weet hierdie woord is relevant en aktueel vir ons elkeen. En wanneer jy Eksodus 33 tot en met 40 lees, is dit 'n wonderlike herinnering aan ons elkeen, dat God alles behalwe 'n God is, wat homself wil distansieer van die mens. Baie mense het die indruk, het die persepsie, dat God is 'n God wat wegkruipertjies speel. Maar ek gaan vandag vir jou wys, God speel nie wegkruipertjie nie. Hy wil jou ken en deur jou geken word. En iets wat ek sien van God is, sy teenwoordigheid en is nie iets wat jy per ongeluk teen vasdryf nie. Jy is besig met jou dagse roetine en jy doen wat jy moet doen en al jou verantwoordelikhede en jou prioriteite en dan hier ewe skielik en alles boem, jy sê in God se teenwoordigheid nie. Dis nie iets wat jy net per ongeluk teen vasloop nie. Dis iets wat jy moet najaag. Dis iets wat jy moet nastreef. Dis iets wat jy moet soek met jou hele hart en dan kom jy dit teë en dan moet jy reageer op dit wat jy teekom.
En daarom kom Jeremia 29:13 en hy sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my soek met julle hele hart. Wat het ons laas week gesê? As die Bybel praat van die hart, waarvan praat hy? Die siel en die gees, die ander twee jy. Die ander twee jy. Volgende week gaan ek dit uit mekaar uittrek. Liggaam, siel en gees. Dis al waaroor ek gaan praat volgende week. As jy wil weet hoe jy bedraad en hoe werk hierdie geestelike lewe, moet jy sorg dat jy volgende week is. Maar ek weet jy's in elk geval hier, ek sien julle gesigte elke Sondag. Baie welkom aan al die besoekers wat hier is. So kom ons gaan na hierdie verhaal toe van Moses. Wat Moses kom en hy slaan 'n tent op buite die laar. Ek vertel jou vinnig, ons gaan dit nou lees ook, maar ek wil jou net gou mooi in die prentjie inbring. En ver uit die laar uit, en ek sê dit vir 'n rede. Ver uit die laar uit, waar hulle gekom het, het hulle die laar opgeslaan. En dan ver uit die laar uit was daar die tent van samekoms opgeslaan. En daar sou enige iemand wat die Here wou raadpleeg, enige iemand wat 'n ontmoeting met die Here wou hê, sou met daai tent saamkom om daar met God te kan praat. En iets gebeur wat ons lees dit, dat wanneer Moses na die tent toe gaan van samekoms, wat uit die laar uit is, hier waar almal beweeg het en almal saam was, dat hy beweeg ver na die tent van samekoms toe. En wanneer Moses verbygekom het, dan het die volk by hulle tent se ingange gaan staan en dan het hulle vir Moses dopgehou. En dan wanneer Moses, halleluja my Here, wanneer Moses by daai tent ingestap het, dan het die wolkkolom van God se Shekinah heerlikheid voor daardie ingang van daardie tent neergesak. En dan het daar iets gebeur, dan het die volk uit respek uit, halleluja, sal ons weer respek hê vir God se teenwoordigheid, het hulle gebuig en gesê, Moses is besig om met God te ontmoet. Kom ek lees vir jou 33 vers 10 sê, amper sê ek Moses, Exodus 33 vers 10, hy sê, en as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent, halleluja, en wat gebeur daar? Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met 'n vriend, soos 'n man met 'n vriend spreek. En wanneer Moses klaar met God gepraat het, dan sou hy weer al die pad terugstap na die laar toe. En ek moet dit net weer sê en ek herhaal myself. Maar wat jy moet verstaan is, Moses het nie net die tent opgerig vir God nie, maar vir almal wat met God wou ontmoet het. Kyk gou vers 7, 33 vers 7 sê, en Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laar opgeslaan. Wat? Ver van die laar af. Sê ver. Ver van die laar af. En hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die Here wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. Ver buitekant die laar was. En verstaan mooi familie, hier die detail, hierdie informasie maak saak. Want ons dink baie maal dat God ontmoet net mense wat hoogheilig is. Maar die waarheid is, as jy bereid is om die laar, jou prioriteite, jou samelewing, jou verantwoordelikhede, die dinge by die werk en die vervlakste foon van jou, een kant toe te los. En jy sê, ek gaan uitstap uit my verantwoordelikhede, my prioriteite, my stokpertjies, dit wat my so besig hou, ek gaan wegstappe na die tent van samekoms. Waarborg ek jou, sal hy jou ontmoet. Sal hy jou ontmoet. Maak nie saak wie jy is nie.
of jy 'n helverdiende sondaar is, en of jy 'n prostituut is, en of jy uit die gereformeerde kerk uitkom, of uit die ou apostel, of uit die Katolieke kerk, dit maak nie saak nie. Wanneer jy sê, ek wil nou met God ontmoet, wag hy vir jou om met jou te ontmoet. Maar jy moet bereid wees om uit te gaan. Jy moet bereid wees om die laar van jou prioriteite, van jou verantwoordelikhede, van alles wat jou aandag soek, want ons leef van 'n tyd waar alles jou aandag soek. Tot daai vervlakste vriend van jou. Sorry vir my uitdrukking, maar ek is so siek en sal daarvoor. En ek het al op snaakse plekke God ontmoet. Want jy weet, baie maal klim ek in my voertuig. As ek 'n entjie moet ry, dit het hierdie week gebeur. Klim ek in die voertuig, ry 'n uur se ry tot waar ek moet kom, plus minus 40 minute eintlik. En dan sit ek die radio af. En dan sê ek, Here, terwyl ek sommer hier sit en ry, en ek nie my foon kan vashou nie, en ek die radio af het, Here, hier is ek. En weet jy wat, hoeveel maal dan loop daar 'n traan? Want as ek bewus, the best friend to have is Jesus. Dan sit hy hier langs my, en dan praat ons soos 'n vriend. 'n Man met 'n vriend praat. So praat ons met mekaar. Op skool, net vir, ek kan onthou, jy weet, die ou Nuwe Testamente Psalm Bybeltjies wat jy gekry het. Maar nou, ek het so 'n sak Bybeltjie gehad, maar nie die Gideons Bybel nie. Want almal het 'n Gideons sak Bybeltjie gehad. Hierdie Bybeltjie het ek gaan koop by 'n boekwinkel daarin. Ek dink dit was in Vryheid. En hierdie, ek weet nie of jy kan onthou, het hy so sonneblommetjie opgehad, of 'n so geel blommetjie. Ek weet nie of dit 'n sonneblom was nie. Ek sê nou maar sonneblom, maar was so geel blommetjie op hierdie. Ek kan nie lekker onthou nie. En hierdie Bybeltjie was altyd in my skoolsemp se sak gewees. Altyd. Het ek dit hier gedra. Want as ek 'n tydjie gehad het ek hom oopgemaak. En weet wat, ek baie maal God ontmoet. Dan wil ek intiem met hom verkeer, wil ek met hom praat, soos 'n man met 'n vriend praat, dan wie waar gaan ek by die toilet in? Dan maak ek die toilet deur toe. Dan steek ek my hande op. Dan sê ek, as 'n jong seentjie, weet wat gebeur? Dan ontmoet hy my net daar binne in die toilet. Halleluja, ek wil sê familie, as jy uit die laar uit kan kom, sal die Here jou ontmoet. As jy bereid is om jou routine te los, jou prioriteite eenkant toe te skuif en ja, op te gaan na die huis van die Here, ja, op te gaan na worship, maar ja, alleen kom saam met hom en sê, Here, dis nou my en u se tyd. Ek kom uit die laar uit, ek kom uit die besigheid uit. Sal jy 'n ontmoeting met die Here hê? Daar's geen Woensdag aand wat ons hier by mekaar kom waar die Here nie een keer opgedaag het nie. Elke keer, maar op 'n Sondag soos hierdie, as jy jou geestelike oë kan oopkry, as jy jou geestelike oor kan oopkry, sal jy die geritsel van sy kleed hoor. Clemens, jy is besig met Ou Testament. Ek kom nou vir jou. Ek kom nou vir jou. As julle my soek, sal julle my vind. As julle na my vra met julle hart, nie met jou voetjie byderhand nie. Nie met jou rekenaar oop en die TV aan nie. Daar waar jy alleen sê, Here, dis ek en u. En ek soek jy met alles wat by my is, binne my is. Hoe soek jy die Here met jou hele hart? Soos op Psalm 2 vers 2 sê, en soos 'n hart wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. Jy soek die Here met jou hele hart met oorgawe.
Wanneer jy sê, Here, ek verloon myself, my eie ek, en soos Jesus gebid het in die tuin, dan sê hy, nie my wil nie, maar u wil. Dis hoe jy die Here soek met jou hele hart. Wanneer jy sê, dit gaan nie oor wat ek wil hê nie, Here, dit gaan nie oor my begeertes nie, maar wat sê u, Here? My tyd, om tyd te maak, wat sê die woord van die Here, koop die tyd uit, want die dae is boos. Met opregtheid, met jou hele hart kan jy na die Here toe stap en met hom eerlik met hom praat. Jy het nie nodig om hom te beïndruk nie. Hy weet wat het jy 3 ure terug gedoen. Hy weet wat het jy gister aangevang. Hy weet wat jy laasweek aangevang het. Hoe het jy geval? Hoe het jy droog gemaak? En jy kan vir hom sê, Here, dit was daarom nie mooi daai nie. Ek het droog gemaak, Here, om eerlik met hom te praat en te sê, maar Here, hierdie ding, ek worstel met hierdie ding, Here, en dan die Here sê, ek ken jou, ek weet, maar dis hoe jy met jou hele harte, wees eerlik, man, jy het nie nodig om vir God te lieg nie. Jy het nie nodig om met draadjies te kom en sê, Here, nee, sê, Here, ek het gisterand gesuip, soos 'n vark. Here, ek het gehoreer, ek het gedit, sê dit vir hom. Jy het nie nodig, hy weet alles, hy het jou gesien. Sê, Here, ek is jammer. Hoe doen jy dit nog? Met jou hele hart, gehoorsaam. Jy kan nie God se stem hoor en sê jy soek kom met jou hele hart, maar wanneer hy vir jou iets vra om te doen, ignoreer jy hom. Jy vind God nie met 'n verdeelde hart nie. God openbaar homself aan mense wat hom meer soek as enigiets anders. Wanneer God jou grootste begeerte word sy teenwoordigheid jou grootste beloning. 'n halfhartige hart bring kennis van God. Want ons sit in die kerk, ons luister, ek kry kennis, maar 'n halfhartige hart wat soek, kry kennis, maar 'n hele hart bring 'n ontmoeting met God. En alles gebeur wanneer ons bereid is om die laar te verlaat. En Jesus kom en hy gee vir ons die beste voorbeeld, want kort in die Bybel lees ons dat hy het gestaan by die laar, tussen die mense, tussen die disippels en die besig die redreis. En wat doen hy? Hy los hulle. En dan stap hy berg toe alleen. En hy kom weg uit die laar uit om met sy Vader te ontmoet. En daai selfde Jesus sê in Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader, hoor mooi, wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Met ander woorde, soos 'n Moses, ek gaan nou dit weer vir jou sê, Moses het 'n ontmoeting met die heerlikheid van die Here gehad, met God se helder lig, en toe hy afstaan, toe is die volk bang vir Moses, want sy gesig het geblink, hy het getransformeer in die heiligheid van die Here. Jy sien, in jou binnekamer, word jy vergeld, sal die mense sien, word jy aan die openbaar tentoongestel, dat jy was in die teenwoordigheid van die Here. Mense sal dit sien. Mense sal dit sien in jou gedrag, in jou optrede, in jou woorde. Dit sal wys. En hoor mooi, maar Clemens, God kruip weg vir my. Jy sien mos, die God van die verborgen. Wel, God is net verborgen, tot jy uit die laar uitkom, en jou deursluit, en dan sal jy agterkom, hy is nie verborgen nie. Maar jy dink hy is verborgen, want jy wil teen hom vastloop per ongeluk. Jy wil per ongeluk teen hom vastdryf, want sê, hier is die Here. Dit kos meer as net dit. Kom uit die laar uit. Kry jou fokus reg. Jy sien, wat in die verborgene gebeur, sal God altyd in die openbaar wys.
Wanneer jy die deur sluit vir die wêreld, sluit God die sluise van die hemele oop oor jou lewe. Waar mense nie sien nie, is dikwels die plek waar God die grootste werk doen. Ek sien dit in my eie lewe. Halleluja. Jy kan nie veel vir my doen nie, maar wanneer ek met God ontmoet in die binnekamer, in my plek, die voertuig, langs die see, as ek daar loop, waar ook al ek beweeg, selfs in die toilette, dan is daar 'n prys. God los altyd te merke wanneer jy bereid is om die laar te verlaat. En dan kom hy. Kom ons delf. Eksodus 33 vers 11. Dan kom die Here en hy ontmoet met Moses van aangesig tot aangesig. Soos 'n man met sy vriend spreek God met Moses. En raai wat? Kom ek sê eers dit. Ek leer iets omtrent hierdie gesprek, dat God was nie formeel nie. Dit was nie 'n professionele afspraak nie. Dit was nie 'n afspraak met hoë gevleelde woorde. Jy weet, party mense ontmoet jy, party mense staan agter die kansel en preek. Dan as hulle klaar gepreek het, dat hulle sulke groot woorde gebruik, dat jy sukkel tot vandag toe nog om te weet, wat het hulle gesê. Toe ek daar by oom Jimmy Swaggart was, kyk, ek verstaan goed Engels, mense, hoor my, ek sukkel om dit te praat. My tong knoop, die woorde val nie in plek nie, die present, past en future tense is dieselfde ding reg deur. Dis chaos. En ek ry saam met Jimmy Swaggart na diens, en ek dink ek het dit al gesê vir u. En ek ry saam met hom alleen. Nou dink ek, ek het so 'n hoop goed wat ek vir hom wil vra en sê. En ek sê vir hom, Pastor, just tell me, what's the difference between mercy and grace? Dierbaar is, hy gebruik sulke groot woorde, dat ek maar net gesê het, wow. Wow. Maar my kop is soos, ek weet nog steeds nie. En weet jy wat, man, en jy sit dalk hier en jy hou van gevleelde groot woorde en jy hou van mooi Afrikaanse diep woorde. Weet jy wat, God ontmoet jou altyd op jou vlak. En dan sal die Here met jou praat met, as jy nou sê, maar ek soek gevleelde, pragtige, mooi Afrikaanse woorde, kan die Here met jou praat, maar ek dank die Here, hy kom by klem en hy praat mooi, suiwer, maar gewone Afrikaans. Praat hy met my dat ek dit kan verstaan soos 'n kind. Soos 'n kind. So hierdie ontmoeting met God en Moses was persoonlik en vriendskaplik. Nou raai wat, God het nog nie verander nie. Hy's gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Ons het nie verniet gesing, I am a friend of God. I am a friend of God, he calls me friend. Maar, hier's 'n groot maar. Hy is ons vriend met alle respek, liefde en agting. Hoekom sê ek so? Kom, ek gaan 'n stapie terug voor ons daarby kom. Jesus kom in Matteus 11:28 en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal jou rus gee. Dit voel soos 'n vriendskaplike uitnodiging. Kom na my toe. As jy moeg is, ek wil met jou praat. Op jou vlak. Ek nooi jou. Ek is hier, kom praat met my. Maar jy sien, om met God te praat, moet ons soos Moses spasie maak vir God. Ons moet uit die laar uitkom en spasie maak vir God. Anders dan gaan ons so vasgevang wees in die ratreis, dat ons God iewers langs die pad gaan verloor. Ons moet dieselfde doen. Ons moet los, soms wat belangrik is. Weet jy wat? Ons kan maklik die moslems kritiseer en neerkyk op hulle omdat hulle God dood is. Maar ons het regtig
regtig nodig om te leer by hulle hoe om tyd te prioritiseer vir God. Want daai moslim maak sy winkel toe. Of hy in daai tyd wat sy winkel toe is, 100,000 rand gaan verloor, 1 miljoen rand gaan verloor, of 10 miljoen rand gaan verloor, hy gee nie om nie. Want niks is meer belangriker vir hom as om te gaan bid nie. Kan ons dieselfde doen? Ons moet dieselfde doen. Hulle reken net 7 tot 10% van Christene spandeer daagliks tyd met die Here. Dis skrikwekkend. En daarom, familie, is dit logies, as jy begeerte het om met God te ontmoet, moet jy tyd maak om met hom te ontmoet. Jy moet uit die laar uitkom om met hom te ontmoet. Jy moet uit die geraas uitkom, uit die lawaai uitkom. Be still and know that I am God. Jy gaan nie weet hy is God in die geraas nie. Jy het nodig om uit te stap uit die laar, ver uit te stap uit die laar. Om met God te ontmoet, om hom te hoor. Jy sien, want ons soek intimiteit met God, sonder opsetlike afsprake. Intimiteit kan nooit forceer word nie. Dit word nagestreef deur dissipline. So wanneer die woord jou fokus raak en nie die wêreld nie, sal jy die nabyheid van God ervaar en jou lewe sal transformeer en verander. So kom ons gaan aan. Moses, kom. Eksodus 33 vers 18 en hy sê vir die Here, laat my tog die heerlikheid sien. En God gee hom 'n antwoord, want onthou, hulle praat soos 'n vriend met 'n vriend praat. Hulle het 'n vriendskaplike verhouding, 'n gemaklike verhouding, nie 'n ongemaklike verhouding nie. Maar wat sê God vir Moses? En kyk wat sê hy in Engels. Hy sê in 19:20 sê hy, and the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. Daai is baie betekenisvol. I will speak to you as a friend, Moses, but keep in mind, I am the sovereign Lord God Almighty. Ek is jou vriend, maar ek is ook heerser. Ek is jou vriend, maar ek is God. Soewerein. And I say, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Familie, wat die Here van Moses sê is, daar's 'n dodelike gewig aan my teenwoordigheid. Daar is 'n groot erns van wie ek is. Moenie dit misbruik. Die feit dat ek en jy vriende is, en ons kan sing, what a friend we have in Jesus. Of such a long time we've been together, me and Jesus, we're long-time friends. En sing, I am a friend of God. Moenie dit misbruik en miskyk, om te weet dat wanneer ek vir jou sê, of met jou praat en kommunikeer soos 'n vriend, dat ek is jou speelmaatjie of jou chommie nie. Ek is heilig. Die feit dat hy met 'n vriend, soos 'n vriend met jou praat van sy intimiteit met jou. Maar, jy moet altyd in gedagte hou, dat hy is soewerein, God almagtig, die God wat heilig is, koning van konings. Kan ek dit vinnig sê net weer, onthou u Jesaja, kyk op in die hemel, Jesaja 6, en hy sien die serafs wat uitroep, heilig, 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 en hy besef, ja, hy kan met my praat soos 'n vriend, want ek meen Jesaja het so mooi ook by die Here gehoor, ja, hy is my vriend, maar verseker, is hy nie my speelmaatjie nie, want Jesaja 6 vers 5 sê Jesaja, hy sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, wat my oë het die koning, die Here van die leerskaar gesien. Metafoor, beeld, prentjie. Ons, of ek eerder, ek is mal oor die see.
Maar jette, daar's daar maar iets omtrent 'n rivier en 'n waterval. Ek is absoluut gaande oor dit. En dis altyd asemrowend om 'n waterval te sien. Maar kom ek vertel vir jou iets omtrent 'n waterval. Hoe nader jy kom aan die waterval, kom jy agter, dis nie net iets om te bewonder nie, maar is iets wat bitter gevaarlik is, as gevolg van sy oorweldigende krag. Van ver af lyk dit bewonderend mooi, maar hoe nader jy kom aan die waterval, hoor jy die geraas en sien jy die kolkende water onder. En dis hoe Moses na God gekyk het. Dis die beeld wat Moses gesien het. En dis presies hoe ek en u moet kyk na God. Mense, verstaan mooi. Die feit dat Jesaja, is hy nog saam met my? Dis nog vroeg man, ons gaan nou nie waar nie, ek is amper daar. Byt vas. Wat ons moet verstaan is, dat ek en u kan nie God bestuur nie. Want hier is die ding wat ons dink ons kan doen. Ons dink daar's een of ander, baie huise of plekke, u het dit al gesien, het 'n dim switch vir die ligte. En as die ligte te helder is, dan draai ons om tot hy so 'n bietjie verdof. En dis wat die kerk van die Here Jesus Christus wil doen in die tye waarin ons lewe. Ons wil God diminished. Ons wil God verminder. Want die lig is net te helder. Here, ons wil net daai knoppie bietjie draai. Wie wat staan op daai knoppie geskryf? Jene, gaan alweer aan die moeilikheid wees. Daai knoppie het 'n naam. Genade, barmhartigheid en die liefde van God. Ek kan God se genade, as gevolg van sy genade en barmhartigheid, kan ek maar sy heiligheid so 'n bietjie verdof. Ek kan hom 'n bietjie verminder, want hy moet by my aanpas. Ek moet nie by hom aanpas nie. Ons diminished God. Nou in musiek het ons 'n diminished akkoord. Nou baie van julle kan 'n C druk op 'n klavier. Nou as jou duim op die C is, dan druk jy 'n E en 'n G. En hoe kry jy 'n C diminished akkoord? Is wanneer jy bly op die C met jou duim, maar die E word 'n E flat. En die G word 'n G flat. Jy flat alles. So die C bly daar, maar die E is 'n E flat en die G is 'n G flat of 'n F sharp. Maar jy het die C akkoord gediminished. En ons wil God diminished. Ons wil God kleiner maak as wat hy is. Ons wil hê hy moet in ons wêreld inpas, in ons laar inpas. Hy moet in my denkwyse inpas. Die manier hoe ek hom sien, moet hy inpas. Ek wil hom nie sien vir wie hy werklik is nie, want dis te helder. Ek moet hom bietjie afdraai. Ek moet, bly by my, die heiligheid van God minder maak, sodat ek my sonde kan akkommodeer. Ek moet die heiligheid van God bietjie afdraai, sodat ek maar nog steeds kan aanhou met my wellus. Ek moet dit minder maak, sodat ek kan aanhou snyf wat ek snyf, en syp wat ek syp. Sorry. Ons moet hom nader met eerbied, gesag, 'n gesonde bewusheid en totaliteit. Hy is heilig. Hy is regverdig. Ja, hy is goed, getrou en almagtig. Maar ek kan hom nie diminish nie. Ek moet by hom aanpas, want hy gaan nie by my aanpas nie. So iets gebeur toe Moses van die berg afkom. Met die 2 klaptafels in sy hand, die kom ons nou daarby. Sy gesig het geblink. Hy het die heerlikheid van God gesien. En Aaron en die kinders van Israel was bang vir Moses. Hulle kon nie naby hom kom nie. Want sy gesig het geblink as gevolg van die ontmoeting met God. Jy sien, 'n ware ontmoeting met God verander nie net jou nie, maar dit skud almal rondom jou. Is jy saam met my?
'n ware ontmoeting met God kan gesien word. En niemand kan 'n ware ontmoeting met God hê en onveranderd bly nie. Dis onmoontlik. En die probleem met die kerk en leerstellings in die tye waarin ons lewe is, ons het 'n geloof, 'n godsdiens, 'n leerstelling geskep, waar ons kerk kan bywoon, waar ons kan dien en leer, maar ons mag nog praat soos ons gepraat het, ons mag nog lyk soos wat ons gelyk het, ons mag maar doen wat ons gedoen het, ons mag doen wat ons gedoen het, ons haat nog steeds ons vyande, terwyl Jesus sê, ons moet ons vyande lief hê. Ons vervloek nog steeds die wat ons vervloek, terwyl Jesus sê, seën die wat jou vervloek. Ons loop nog steeds met onvergifnis en bitterheid, terwyl Jesus sê, vergewe soos ek jou vergewe het. Ons handhaaf nog steeds die denke en die patroon van hierdie wêreld, terwyl God se woord sê, wees heilig, want ek is heilig. En sommige mense is al jare besig met geestelike dinge, maar het nog nooit in die lig van God ingekom nie. Want die lig van God bring verandering. En ons is so besig met godsdiens, ons is so besig met rituele, ons is so besig met tradisie, dat ons die lig nie meer het in ons midde nie. Kan ek gou 'n metafoor gee? Amper klaar, sê halleluja. Julle weet mos, ek is nie 'n rasis nie, amen. Dit was al die kleerlinge wat amen gesê het. Dankie vir julle. Maar ek wil vandag 'n bietjie vir julle kleerling dames sê. Weet julle hoe bevoorreg is julle? Weet julle dat elke somer wat aanbreek, is daar wit tannies in hierdie kerk, wat op 'n sonbed gaan lê, om bruin te word. Dan verstaan ek nie, want ek verstaan daar's van die kleerling dames wat sê, maar ons wil weer wit wees. En die witters wil bruin wees. En vir die tannies hier, wat nou wil bruin word, en die jonger dames, wat nou wil bruin word, soos ons dierbaar is, hulle moet op 'n sonbed gaan lê. En wanneer jy op 'n sonbed lê, my liewe sussie, my tannie, moet jy die lig aansit, om bruin te word. Jene, wat lyk julle wat mense so kwaad vir my nou? Luister, as jy op 'n bed, 'n sonbed gaan lê, en jy sit nie die lig aan nie, gaan jy nie transformeer nie. Baie kerke is 'n sonbed, maar die lig is nie aan nie. Dis 'n plek van sosiale samekoms. En ons is net gou by mekaar vir die gemeenskap. Maar jou gemeenskap gaan nie verander word as die lig in jou kerk nie aan is nie. Hulle gaan nie transformeer nie. Hulle gaan nie lyk soos Jesus nie. Hulle gaan nie heilig word soos Jesus nie. Die lig moet aanwees. Die heerlikheid van die Here moet skyn in elke kerk. En hierdie plek mag God ons help. Moet die lig van God hê. Die lig moet gedurig brand in hierdie plek. Anders gaan ons geen transformasie sien nie. Want transformasie gebeur nie net deur naby te wees nie. Dit gebeur deur oorgegee te wees. Gehoorsaam te wees. 'n Vriend tot vriend verhouding met God te hê, maar met alle respek en hoëagting. In die oomblik wanneer dit gebeur, sal mense jou begin sien en 'n heilige vrees vir jou ontwikkel. Wanneer jy in die lig van God is, sal mense dit sien in jou houding, jou prioriteite, jou reaksie. Want jy sien, ek sê dit weer, wanneer God opdaag, los hy altyd 'n merk. Kan ek nog ietsie sê? Jy sê van julle lyk of julle wil slaap. So, Clemens,
Maar ons is in die Nuwe Testament. Jy is doodreg. Maar hier is die ding. Voor die kruis, ek het dit Woensdag aand vinnig gesê, voor die kruis by die tent van samekoms het alles ekstern gebeur. Jy kon sien, die wolk het neergesak voor die ingang van die tent van samekoms. Maar die oomblik, toe Jesus uitroep, dit is volbring. Toe skeer die tent van samekoms aan allerheiligste. En elke hart wat glo skeer oop. En daai wolk wat ekstern was, word intern. Clemens, ek wil ook die wolk sien soos Moses. Wie wat begeer Moses? Wie wat begeer Moses om te hê wat jy het? Wat Moses kon nie sê, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me nie. Hy moes opgaan na die tent van samekoms om daar God se teenwoordigheid te ervaar. Moses sê, ek sou eerder graag dit intern wou gehad het, sodat ek in dit kon wandel. Maar ek en u wil kom en ons sê, ag Here, wys ons net 'n wolkie. Wys ons net iets. Luister hier, hou op met jou menslike oë kyk. As jy jou geestelike oë oopmaak in hierdie plekke, is die heerlikheid van die Here in ons midde. En dit wat in jou is. Dit wat in jou is ver groter as 'n wolkie by die tent van samekoms. Volgende week gaan ek hieroor praat, maar net vinnig, 1 Korintiërs 6 vers 19, weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is? Wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie, vers 20, want julle is duur gekoop. Waar? Op die kruis van Golgotha, deur die bloed van Jesus. Is jy duur gekoop en nou het my, God help my, nou het ons 'n verantwoordelikheid. Omdat die prys duur was. Dit was duur om jou in die hande te kon kry. Dit was duur om jou hart oopgeskeur te kry, sodat die heerlikheid van God binne in jou kan woon. Dit het gekom met 'n prys. En nou staan my Here, 'n verantwoordelikheid op hierdie prys. Daarom verheerlik God dan hoe? In jou liggaam. Jy pas jou tempel op. Jy kyk na jou tempel. Jy oreer nie meer nie. Jy snyf nie meer daai goed nie. En, wow. En julle die gees wat aan God behoort. Volgende week praat ons daaroor. So wat beteken hierdie skrif? Ja, sê net amen. Is julle saam met my? Maar ek het nog iets om te sê. Want hier is die belangrike deel. Clemens, ons het nie meer nodig om berg te klim nie. Clemens, ons het nie meer nodig om kerk toe te gaan nie, want ek is die kerk. Hoor jy so? Jy wat dit sê, bly asseblief net daar waar jy is. Moet asseblief nie hier kom sit nie. Jy is so heilig. Geen mens kan met jou saamleef nie. Jy is te goed vir die kerk. Ek is die kerk. Ek is die kerk. Ek gaan die kerk toe nie. Nee, ek is die kerk. Hulle, ag nee, ag shame. Bly asseblief net daar. Maar kom ek vertel jou iets. Goed het verander. Maar Jesus se woorde. Wanneer ons by mekaar kom, soos vanmôre. Matteus 18:20, luister mooi. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek en hulle. Sê. Raai wat my geslimde geleerde heilige boetie. Midde is nie liggaam, siel en gees nie. Midde is waar ons by mekaar kom en die atmosfeer word gelaai met die heerlikheid van die Here. Dis nie liggaam, siel en gees nie, dis atmosfeer. Ek raak so kwaad vir die goed, maar ek moet beter word. Kom ek gee jou 'n metafoor, 1 koeltjie vuur
met 'n gloed. Een koeltjie wat van die vuur afkom met 'n gloed. Kan jy een kant sit, maar hy gaan nie lank hou nie. Maar vat nog 'n koeltjie met 'n gloed. En vat nog 'n koeltjie met 'n gloed. En vat nog eenetjie. Weet wat gaan gebeur? Woef, vlam kom. Bly net daar, my boetie, bly jy net daar. Maar hier is die vuur van God in ons midde. Hier is die vuur van die Here. 'n enkel druppel water maak min impak. Maar wanneer druppels bymekaar kom, word dit 'n rivier met krag. Halleluja, ek sê is 'n rivier wat vloei. Ek sê is 'n rivier wat vloei. Okay, nou. Clemens, jy's Ou Testamenties. Kom ek vat jou goed terug Moses toe. Die tent, of by die laar eerder. En ek dink die boodskap is die volgende, bly by my. En hier kom die krag van hierdie woord, bly by my. By die laar gebeur daar dinge. En Moses gaan ver van die laar af. En hy slaam die tent van samekoms op, waar jy met God ontmoet. Hier is die ding. Goed het verander in die Nuwe Testament. Want hoor mooi, God is naby. Ons kan dit nie ignoreer nie, hy is in ons. Jy's 100% reg. God is in jou. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Maar die probleem is nie nabyheid nie. Die probleem is, hier's die laar, die probleem is bewustheid. Want hier is jy so besig met alles wat jy mee besig is, jou routine, jou prioriteite, die werk, die familie, die kollegas, en jou voentjie. En jy is nie bewus wat aan jou in is nie. Want jy is meer bewus van wat om jou aangaan. Maar ons het nog steeds, soos Moses, nodig om uit die laar uit te kom en te sê, Here, hier in 'n toilet, maak ek die deur toe. Ek raak bewus van God in my. Ek raak bewus van sy teenwoordigheid. God is nooit afwesig nie, maar ons het baie afleidings wat ons aandag aftrek van hierdie groot waarheid. En wat doen ons? Ons leef nou verwyderd van hierdie waarheid. Ons leef nie in hierdie waarheid nie. Hoe meer ons in bewustheid van hierdie waarheid leef, hoe meer sal ons sy manifesterende teenwoordigheid, sy plan en wil vind. Familie, dis hoekom ons altyd God ervaar wanneer ons hier by mekaar kom. Op wat 'n Woensdag aand is of nou. Want weet jy hoekom? Want ons raak bewus. Ons kom uit die laar uit. Hoekom kom jy kerk toe? Ja, Christus is in jou. Maar dis 'n fisiese demonstrasie. Dis iets wat fisies gebeur wat sê, ek stap uit die norm uit. Ek stap uit al die besig rattery stap ek uit. En ek raak net vanmôre bewus. Ja, jy kan dit by die huis doen. Maar wanneer ons hier by mekaar kom, is daar 'n vuur, is daar in die midde iets wat gebeur. Hoe raak jy bewus? Wel, Jesus se woorde. Ek is amper klaar. Kan ek nog 2 minute kry, 5, miskien 10, ek weet nie. Amen. Kyk gou hierso. Johannes 15 vers 4. Wat sê Jesus? Bly in my soos ek in julle. Stop net daar. Clemens! Julle is Ou Testamenties. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek het nie nodig vir kerk nie. Die uitdaging is nooit of God in jou is nie. Die vraag is jy in hom?
bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Want in die laar raak ons vinnig ingeënt in ander goeters. Maar wanneer jy bewus is jy ingeënt in die wynstok. En dan sal jy vrug dra. Rig jy gedagtes op die een in jou, en jy sal vrug dra van die een in jou. Verbinding bring vrugbaarheid. God is naby genoeg om geken te word, heilig genoeg om gevrees te word, ontzagwekkend genoeg om te transformeer en teenwoordig genoeg om in jou te woon. Hy beweeg nog steeds. Hy kom nog steeds nader, soos by die tent van samekoms. Hy openbaar nog steeds sy heerlikheid, hy verander nog steeds lewens. Die vraag vandag is nie of God nog beweeg nie, die vraag is, posisioneer jy jou lewe om sy beweging te ervaar? Die vraag is jy bereid om hierdie kamp te los vir 'n sekond of 2 of 5 en net bewus te word van hom. Want jy sien familie, ek gaan afsluit met hierdie metafoor. 'n Kampvuur. Hoe nader jy in die kampvuur kom, hoe warmer kry jy. Hoe verder jy van die kampvuur af beweeg, hoe kouer kry jy. 'n Vuur kan van 'n distansie af gesien word. Maar jy kan hom nie voel nie. Jy kan hom sien in die verte, maar jy kan hom nie voel nie. En dis hoe mense geestelik leef. Hou God net op 'n afstand. Ek sien hom daar in die verte, maar hulle beleef niks. Mense het weggedryf van die vuur. Hulle is, hoor mooi, net naby genoeg om hom te erken. Maar nie naby genoeg om te transformeer nie. Om hom te vind nie, om hom te ondervind nie. God het nog nooit wegbeweeg nie. Hy het nog nooit verander nie. Sy krag en sy teenwoordigheid het nie verminder en vervaag nie. Sy vuur brand nog steeds. Hoe naby is jy bereid om te kom? Om te ervaar en te geniet. Sodat jy nie net weet van hom nie, maar sodat jy hom intiem, intern kan ken. Amen. Amen. Staan op jou voete, dan doen ons gou hierdie, die orkes kan opkom. Is jy gereed om saam met my hierdie verklaring te maak? Alright, almal saam, 1, 2, 3. Here Jesus, ek dank U dat U nie 'n God is wat ver weg staan nie, maar 'n Vader wat my nooi om nader te kom. Vandag kies ek om uit die geraas van die wêreld uit te stap en U met my hele hart te soek. Ek wil nie net naby U wees sonder verandering nie. Ek wil werklik deur U teenwoordigheid getransformeer word, Here. Maak my hart honger en dors na meer van U. Leer my om tyd te maak vir U, om stil te word voor U en om bewus te leef van die feit dat U Gees binne in my woon. Ek verklaar dat ek nie tevrede sal wees met oppervlakkige godsdienst nie, maar dat ek 'n ware ontmoeting met die lewende God sal hê. Vader, ek eer U as heilig, almagtig en vol heerlikheid. Ek wil U nader met eerbied, maar ook met die vrymoedigheid van 'n vriend wat weet dat hy geliefd is. Laat U lig in my lewe skyn, sodat mense nie net my woorde hoor nie, maar U teenwoordigheid in my kan sien. Ek verklaar dat ek in die wynstok sal bly, dat ek nie van U sal wegdryf nie, en dat my lewe vrug sal dra, omdat ek aan U verbind bly. U vuur brand nog steeds, en ek kies om nader aan daardie vuur te leef, elke dag van my lewe. Amen. Amen. Halleluja.
Prys die Here, elke oog gesluit. Ek wil vinnig vir jou net 'n geleentheid gee om bewus te word. Ja, nie net van die een in ons midde nie, maar die een in jou. En vanmôre het jy uit die geraas, uit die laar uitgekom. En God het jou hier gesit, vanmôre, om bewus te word van sy teenwoordigheid. Deolin, kom gou hier, seun. Ek voel gelei, jy moet vir ons sing. Halleluja. Elke oog gesluit. Raak bewus. As julle in my bly, soos ek in julle. As julle in my bly, soos ek in julle. En op hierdie oomblik raak jy bewus, jy's in hom. Daar's soveel goed wat hy vir jou instoor het. Daar's soveel goed wat hy aan jou wil openbaar, geheimenisse van die hemel wat hy met jou wil deel. Daar's soveel goed wat hy wil openbaar aan jou. En op hierdie oomblikke is sy heerlikheid hier. Wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Hy is hier. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and we worship you, Lord, and worship. Oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. We lay our and we worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, glorious God. Ek voel gelei. Vergewe my wat ek nou doen, maar ek voel net om net so te staan. Dit is nie hoe jy dit doen met jou hele hart nie. En ek wil hê julle moet dit weer sing, Deolin. Maar as jy kan, man, ons gaan net 10 minute. Ek vra 10 minute nou. Terwyl hulle dit sing, dat jy, as jy nie kan kniel nie, dan sit jy. Maar as jy kan kniel, dan kniel jy. As jy kan, en as jy hier voorkant kom kniel, dan doen jy dit. Maar kan ons net bewus word? Kan ons net hom vir die volgende 10 minute prioriteit maak en sê, Heer, ek is hier om seker te maak, ek is ingeënt in die wynstok.
My hele lewe draai om Jesus. Here, dis net U en U alleen, Here. U daar by die huis, doen dieselfde. Val op jou knieë daar in jou sitkamer. Val op jou knieë daar in jou slaapkamer. In hy tronksel, waar jy is op hierdie oomblikke. Sak op jou knieë. Dankie, sing het. Halleluja. Oh, glorious God, we praise your name. Father, we lay our crowns down